Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Ek kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp: veebome en woude. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Woude kan betower en bekoor as ons nie versigtig is nie. Volkskunde, volksverhale en sprokies het ons sedert die begin van tyd probeer waarsku teen die magie van woude. En alles ons bang wanneer ons alleen 'n woud binnegaan, maak dit 'n sprokie om saam met iemand anders te wees. Ons hoop vir Disney, maar ons sal waarskynlik eerder 'n Grimm sprokie kry. Die vrou het die kinders dieper en dieper die woud ingelei, na plekke waar hulle nog nooit in hul lewens was nie. Hansie en Griekie, broers Grimm volksverhale. Ons weet almal hoe dit geëindig het. Maar vreesaanjaende kannibalistiese hekse is nie die enigste ding wat in die bos gevrees moet word nie. Wesens is volop en selfs die bome kan lewendig wees. Bome verskyn in elke mitologie in die wêreld. Hulle simboliseer verskeie vlakke van bestaan, al takke in die geesteryk, al stamme in die sterflike ryk en al wortels in die onderwêreld. Hulle is kragtige simbole van die geheimnisse van die lewe. Die bome wat die meeste met die vee geassosieer word: appelboom, essehoutboom, luisterwessieboom, eikeboom, doringboom, vlierboom en haselneutboom. 'n Eensame haagdoringboom is die ontmoetingsplek van die vee. Tradisioneel sny niemand dit af nie uit vrees vir vergelding van die vee. Paaie is om hierdie rede verskuif. Verskeie boomnimfe leef in bome en beskerm die woud. Bome is deur geskiedenis heen aanbid en gevrees. Sommige versamelingbome is as heilig beskou, veral vir die vee. Mense was versigtig om nie sekere bome om hierdie rede af te kap nie. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, die wilde woud. Die wilde woud is gevorm na die skeer wat Fairy in stukke geskeer het. Dit is nie 'n plek in die sterflike ryk of Fairy nie, maar tog is dit gevul met magie en wonder. Wilde vee woon daar. Hulle het oor tyd verander op maniere wat ander vee nie gedoen het nie. Dit is die maklikste manier om tussen ryke te reis, maar dit is uiters gevaarlik. Wilde toerkrag loop deur die wilde woud, maar as jy 'n bos bome kan kry wat by die wilde woud aansluit, kan jy veilig reis na waar jy moet gaan, veral as dit te gevaarlik is om in die oopte te reis. Oorsprong van die vee, Caledoniese woud. Tuiste van die draak van die Caledoniese woud, wat boeke opgaar en 'n raadgewer is vir baie druïde en halflinge wat sy hulp soek. 'n Ruil vir boeke natuurlik. Die woud is oud, gevaarlik en baie lewendig. Dit is meestal gevul met eikebome, berkebome, luisterbessiebome, espebome, sawelbome en ander geharde bome en varings, mosse en huidmosse. Let wel, gaan net daarheen met 'n fietsjehond as jou gids. En nou, as 'n klein bonusie, hierdie terme oorvertaal na Engels. Wilde woud, wildwood, Caledoniese woud, Caledonian forest. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast,
Hoekom nie na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!